Ja, goeienaand. Ek is baie bly dat julle almal ingeskakel het. Dit is al 'n rukkie wat ons besig is met die boek Galasiërs. Dit is natuurlik ook een van die heel oudste boeke van die Nuwe Testament. En dit is werklik ook 'n boek wat 'n mens persoonlik weer raak as 'n mens 'n boek soos Galasiërs so stadig lees soos wat ons hom lees en ons doen moeite, dan raak verse 'n mens tog weer op 'n besondere manier aan. Ek wil vra dat julle saam met my sal bid vir die leiding van die Heilige Gees. Ons Vader wat in die hemel is, U getuig dat U woord deur skrywers aan ons gegee is. Dat U as het ware U woord geblaas het en deur die woord blaas U ook lewe in ons as U gelowige kinders, ons wat bereid is om te luister na U stem, en ons bid dan ook dat ons werklik sal by die punt kom dat ons deurdring tot by dit wat U vir ons wil sê. Maak U woord vir ons oop, sodat ons werklik deur U woord ook verander word. Ons dank U, Here, vir die geleentheid om op hierdie wyse as gelowiges bymekaar te kom in hierdie aand, en ons vra dat U ons nou sal ook lei. In die naam van ons Here Jesus vra ons dit. Amen. Nou, ek het dit goed gedink, dat ons net weer terwille van die vloei, Galasiërs 4 vers 1 tot 11 ook saam lees, en dan sal ek die Bybelstudie soos wat ek gedink het om dit aan te bied vir julle vertoon. Nou ja, die apostel Paulus skryf, en ek gebruik die 2020 Afrikaanse vertaling. Ons sal net nou in 'n bietjie meer besonderhede ook kyk na die oorspronklike taal, die Grieks. Hiermee bedoel ek, solank as die erfgenaam nog minderjarig is, verskil hy niks van 'n slaaf nie, alhoewel hy die eienaar van alles is, maar hy staan onder die beheer van voogde en bestuurders, tot die tyd aanbreek wat deur sy vader bepaal is. Net so is dit ook in ons geval. Toe ons nog minderjarig was ons as slawe onderwerp aan die elementêre beginsels van die wêreld. Maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. En omdat julle sy kinders is, het God die Gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte. Die Gees wat roep, Abba, Vader. Jy is dus nie meer slaaf nie, maar seun. En as jy seun is jy ook erfgenaam deur God. Ekskuus, ons lees net tot by vers 7. Ek glo nie ons sal verder as dit kom vanaand nie. Let net op, ek begin by vers 3, dat die gedagtegang van Paulus van vers 3 vloei oor na vers 4 toe. Net so is dit ook in ons geval. Toe ons nog minderjarig was ons as slawe onderwerp aan die elementêre beginsels van die wêreld. So in 'n sekere sin gaan hy al reeds in vers 3 oor van die beeld van die seun wat onder die paidagogos staan. Die paidagogos was die slaaf wat oor hom toesig gehou het, en hy maak ons nou slawe, was ons as slawe onderwerp, en dan praat hy van die elementêre beginsels, en ons gaan weer daar die woord teekom. Maar toe die tyd vervul is, dis waar ons vanaand begin, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Verskoning. Kom ons begin dan daar. Ek net vir julle die ander stuk vertoon.
Goed, moet ek net terug oplaai. Nou as ons gaan kyk, en ek gaan vir julle gou die Grieks wys, dan vat ek julle vinnig daardeur, en dan ook verskillende woorde wat belangrik is. So hier het ons nou die Grieks van vers 4 tot vers 7. Ons hoop om dit nou vanaand gedoen te kry. Nou ek gaan nie deur die Grieks nou werk nie. Julle kan self dit daar sien, toe maar gekom het, daai woord toe maar gekom het, die volheid. Ons gaan dadelik kyk na hierdie woord pleroma is volheid, toe, en dan gebruik hy chrono, met ander woorde, dis 'n baie spesifieke woord vir tyd, en dan hierdie woord het uitgestuur, is nogal ook 'n belangrike begrip, sal na hom ook kyk, wie God die Vader, toe Ion, sy seun, auto is maar net sy seun van hom, genomenon, gebore, uit 'n gunaikos. 'n Gunaikos is 'n vrou. Genomenon, gebore, onder die nomon, die wet. So kom ons kyk gou. Nou, as ons begin by daai begrip pleroma beteken volheid, verwys na 'n toestand waarin iets ten volle gevul of voltooi is, die vervulling van 'n vasgestelde tydperk. Nou, die tydperk is natuurlik, die vasgestelde tydperk is die Ou Testamentiese tydperk. So in die woord pleroma het jy klaar daardie begrip van die idee 'n begrensde tydperk waaroor 'n besluit geneem is. Die enigste een wat daai besluit kan neem om tyd so af te grens is natuurlik die Vader. Nou Lou en Haida is 'n standaard semantiese woordeboek. Jy kan die semantiese velde van woordbetekenisse daarin nagaan. En dan Kittel ken julle nou al, dis meer 'n teologiese woordeboek van die Nuwe Testament wat 'n absolute standaardwerk is. Hulle sien pleroma nie net as 'n kronologiese tyd nie, maar as 'n eskatologiese keerpunt. In ander woorde, pleroma het die betekenis van hier kom 'n groot verandering. Dis alles net in daai een woord. As jy daai woord hoor, is dit daar alles in daai een woord ingebou. Nou ons weet, dis 'n vasgestelde tydperk, Ou Testament. Dit is ook, as hy dan sê pleroma, dan sê hy daarmee, hier kom 'n geweldige groot keerpunt. Hy maak ook die punt, dat dit is deur God vooraf beskikte moment, waarin die ou era van voorbereiding vervul word, en die nuwe era van verlossing deurbreek. Nou ek het gesê dat die woord vir tyd, wat Paulus hier kies, die chronos, is 'n baie spesifieke woord. Nou, hierdie woord chronos beteken die opeenvolging van tyd, 'n tydperk of duur. In kontras met die ander Griekse woord wat jy ook kry, kairos. Kairos dui wat eerder op 'n spesifieke geleentheid of 'n beslissende oomblik dui. So chronos dui op hierdie tydperk. Dit sluit aan by pleroma. In kombinasie sê Kittel met pleroma word gewone menslike historiese tyd die draer van God se ewige raadsplan. Dit is nogal mooi gestel. Die draer van God se ewige raadsplan. So God maak tyd eintlik sy dienaar. Nou net God kan dit doen, nee. Die mens kan dit nie doen nie. Net God het so absolute beheer van tyd. So pleroma chronos sê alreeds iets van die grootheid en die almag van God. Jy kan eintlik 'n hele, ek wil amper sê, ek kan seker 'n boek daaroor skryf. Nou dan sê hy, dan gebruik hy nou die woord vir gestuur of uitgestuur, daai X, apistailein, daai X aan die begin, daai EX sê uitgestuur. God die Vader het sy seun uitgestuur. Maar die spesifieke betekenis van daai woord beteken om iemand uit te stuur vanaf 'n spesifieke plek na 'n ander met 'n spesifieke opdrag of magtiging of mandaat. Nou dit is presies wat die Vader gedoen het, nee. Hy het sy seun gestuur van 'n spesifieke plek vanaf die hemel na die aarde
En onthou nou wat sê Paulus, gebore uit 'n gonaikos, gebore uit 'n vrou uit, met 'n baie spesifieke opdrag en mandaat. Hy het geweet wat daardie opdrag en mandaat is. Dis al reeds in daai woord ingebou. Dit staan in daai woord. As jy daai woord gehoor het as 'n Griekse spreker, het jy geweet, die persoon is gestuur van 'n plek na 'n plek met 'n opdrag. Wat is die opdrag? So, Kittel sê, die voorvoegsel, sien julle daar praat Kittel oor daai EX voorvoegsel. Die voorvoegsel EX beklemtoon die hemelse oorsprong van die Seun en die Gees. Want onthou nou, die Seun is die eerste Parakletos, die eerste een wat die Vader gestuur het, en die Vader en die Seun stuur ook die tweede Parakletos, die tweede trooster, dis die Heilige Gees na ons toe. Dit is 'n amptelike goddelike missie, wat beide die pre-eksistensie van Christus en die soewereine inisiatief van die Vader onderstreep. In ander woorde, die Vader kan 'n plan maak, dit is sy soewereiniteit, dit is sy vrymagtigheid, en niemand kan hom bind om nie die plan te maak nie. Goed, ek sal net nou terugkom na Bavink. Ek wil net hier saam met julle kyk. Okay. Kom ons kyk net eers na hierdie gedeelte. Nou, kom ek verduidelik vir julle gou wie's Bavink. Bavink is natuurlik een van die heel bekendste en grootste dogmatisie van die gereformeerde wêreld. Ek dink sy werk is maar die standaardwerk. Nee, dit is ek is nie seker wat die 4 volume se omvang is nie, maar dis 'n geweldige omvangryke werk. Nou, Bavink benadruk dat die koms van Christus nie 'n noodgevalplan is nie. Dit is nie, God het gou 'n plan gemaak nadat dinge skeef geloop het nie. Dit was ook nie 'n toevallige gebeurtenis in die geskiedenis nie. Want pleroma chronos sê, die Vader het planmatig gewerk. Hy is nie onverhoeds betrap deur die sonde van die mens nie. God was nie verras nie. Jy kan nie God verras met jou sonde of die dinge wat jy doen nie. Want uit die aard van die saak sal dit dan beteken dat hy nie meer almagtig is nie. So, Bavink toon aan dat God die geskiedenis van sowel Israel as die heidense volke gerig het. Israel is voorberei deur die wet en die profete. Julle sal onthou, Paulus het gesê dat die wet is die tugmeester wat ons na Christus lei, en die heidense wêreld is ook voorberei. Byvoorbeeld, jy kry die Pax Romana. Ek weet nie of julle die Latynse uitdrukking ken van die Pax Romana, die vrede van Rome. Jy het goeie paaie gehad, jy het 2 wêreldtale gehad, Grieks en Latyn was die lingua franca, met ander woorde, almal kon dit praat, feitelik almal kon dit tot 'n mate lees of skryf, en daar was vrede gewees oor 'n groot gedeelte van die wêreld, en dit het veroorsaak dat die omstandighede was baie gunstig vir die verspreiding van die evangelie. Daar is dik boeke geskryf oor die Pax Romana, en dat dit was presies op die regte tyd wat ons Here Jesus gebore is. Nou, dit kan nie toeval wees nie. Dit is die besluit en die beslissing van die Vader, wat dit haarfyn beplan het, dat sy seun in daai tyd kom, sodat daar hier die geleentheid is, hier die venster tydperk is, vir die evangelie om sy loop te neem. So dit is inderdaad, daai pleroma chronos sê baie van God se beplanning, en Bavink beklemtoon dit. Vir Bavink beteken pleroma dat die maathouer van die Ou Testamentiese verbondstydperk letterlik bo oorgeloop het. Dis vir my baie mooi beeld. In ander woorde, die hele tyd in die geskiedenis is God in die Ou Testament besig om met alles wat gebeur, besig om te skink in hierdie houer wat ons ken as die Ou Testamentiese tydperk. En dan wanneer hy hom vol geskink het,
dan loop hy oor in die tyd van wanneer ons Here Jesus Christus gebore word. Ons het die uitdrukking, die tyd was ryp. Die tyd het ryp geword. Dit was presies die regte moment. So alles wat God in die Ou Testament beloof en voorberei het, het sy volle maat en doel bereik. En dan stuur ons Vader sy seun. Soos Kittel na Pleroma verwys as die eskatologiese keerpunt, sien Bavink Galasiërs 4 vers 4 as die oomblik waar die ewigheid die gewone menslike tyd binnendring. Dit is vir my 'n geweldige mooi uitdrukking. Dis die oomblik wanneer ons iets sien van 'n groter plan wat God vir ons oopmaak. Die oomblik wat die ewigheid die gewone menslike tyd, chronos, daai verloop van tyd binnendring. Die gewone verbygaande tyd, die chronos, word deur God se genade geheilig en word die draer van God se ewige raadsplan. Christus se koms verdeel die geskiedenis in 2 helftes, die tyd van voorbereiding, die Ou Testamentiese tyd en era, en die tyd van vervulling, die nuwe era van verlossing. Goed, so daar is hierdie vir Bavink klemtoonde dat God werk organies en nie meganies nie. God het gewag op die volheid van die tyd, sodat die mensdom die noodsaaklikheid van die verlossing uit eie onvermoë kon insien. Mense moes besef dat daar is nie vir ons 'n ander hoop nie. En as jy die Ou Testament lees deur daai bril, dan sien jy dit ook, die mens vorder niks. Die hele Ou Testament getuig daarvan, as God nie daar sou ingryp nie, dan was die mensdom verlore. Ons het nie oplossings gehad vir onsself nie. Goed, dan kom die apostel en hy skryf verder, ek wil net hier 'n boek optel, hy skryf dan verder in Galasiërs hoofstuk 4, dat God het sy seun gestuur, hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Goed, so, God het sy seun gestuur, het ons gekyk, hy is uit 'n vrou gebore, het ons gekyk, hy was aan die wet onderworpe. En dan sê hy dat om ons vry te koop. Nou, hier's 'n woord in 'n woord, X is weer eens daai, is eintlik daai selfde EX, maar hy is nou net in 'n ander vorm. En dan hierdie ander woord, agora, ken julle al. Ek dink ek het hom die afgelope Sondag gebruik vir die agora in Korinte. Die agora was die plein waar die bema, die regterstoel gestaan het, waar die sake beslis is. Maar die agora was ook die plein waar die slawe verkoop is. So, agora is 'n gelaaide term. En nou staan hier eintlik vir die woord verloskoop is uitkoop van die agora af. Dis nou 'n baie grove vertaling, sodat jy van die agora af vry kan wegloop. Dis wat die Here Jesus gedoen het. En dis hoekom ek gesê het, julle moet raak sien, daar staan as 'n oorgang in beelde in hoofstuk 4 van die ding van onmondige seun na slaaf. Slaaf wat deur Christus ex agora sê, wat deur 'n slaaf wat deur Jesus losgekoop is, sodat ons van die markplein, die slawemark af kan wegloop. So, 'n mens kan dit eintlik self uitfigure as jy 'n bietjie Grieks ken, dan kan jy uitwerk wat die betekenis van daai woord is, nee, ex agorase. So, om iemand se vryheid te koop, sê Louwenaida, deur betaling van 'n prys om uit 'n staat van slawerny vry te koop. Nou onthou nou, die Romeine en die Grieke, al daai mense het altyd slawe gemaak van mense wat hulle oorwin het, en dan het hulle verkoop so op die mark. So, dit was 'n baie bekende manier van doen. Dit het naderhand in die taal neerslag gevind. So, gewortel, sê Kittel,
in die antieke marktaal, agora, wat ek nou vir julle verduidelik het. Christus koop gelowiges vry, nie bloot deur 'n finansiële transaksie nie. Onthou julle toe ek verduidelik het dat dit sê soveel dat die Here Jesus aan die kruis sê tetelestai, nee, en dit is weer 'n ekonomiese term wat sê voluit betaal. En dis eintlik daar op die mark van die agora, van die slawemark, sê die Here Jesus ten opsigte van elkeen van ons tetelestai, voluit betaal, maar deur sy eie bloed as losprys, sodat die wet sy eise en die eise van die sonde ten volle bevredig word. Goed, so dit ons lees bietjie verder voordat ons na die volgende woorde kyk. Ons sal nou weer alles saamvat in die hand van Bavink om ons van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Nou goed. Nou, Paulus beweeg tussen beelde en dit maak dit baie keer vir baie mense moeilik. Jy kon 'n slaaf koop op die agora en dan kon daardie slaaf, as daai slaaf kon vir jou baie werd wees, meer as 'n seun. En as jy 'n eie biologiese seun gehad het wat vir jou 'n teleurstelling was, dan kon jy uiteindelik jou doulo, jou slaaf of jou doulos, kon jy aanneem as jou eie kind. En dan het dinge baie verander in die lewe van daai slaaf, nee. Dit het meegebring dat daai persoon ondergaan eintlik 'n totale statusverandering. En dit is die regswoord wat Paulus nou gebruik. En dit is weer eens, bevat dit iets van daai woord van seun. Dis daai eerste gedeelte, maar nou is dit in 'n unsiaal, as jy sien nie die u maklik raak nie, dit lyk soos 'n y vir ons wat nou Romeinse skrif gebruik, maar in Grieks is dit eintlik daai u van die woord vir seun. Nou oor hierdie woord sê Louw-Nida, die regstegniek of proses waardeur iemand wat nie biologiese kind is nie, die volle wettige status en regte van 'n biologiese kind en erfgenaam ontvang. Dis eintlik 'n regsterm wat sê jy neem iemand as jou wettige seun aan. Nou Kittel werk presies dieselfde en dink presies dieselfde. Hy sê in die Grieks-Romeinse regstelsel kry jy die begrip, en dis 'n Latynse woord, adoptio, het die ingeneemde seun alle skulde uit sy vorige lewe verloor en die volle gesag en erfenis van die nuwe familie verkry. So, die verlede is uitgewis, daai skuld bestaan nie meer nie, en jy verander eintlik oornag van armoedige slaaf na skatryk erfgenaam. En Paulus gebruik hierdie term teologies, gelowiges word nie natuurlike goddelike wesens nie. Nadat ek in die Here Jesus begin glo het ek nie verander van mens na die een of ander wese nie, na 'n goddelike wese nie. Maar daar het 'n definitiewe verskil gekom in my lewe, daar het 'n verskywing plaasgevind in my lewe. Dit is wat Paulus probeer sê met die woord. Ek is regtens, in terme van die kosmiese reg wat God bepaal, het ek gegaan van 'n vyandige slaaf van God na 'n kind van God. Ek is nie sy eie kind nie, ek is sy aangenome kind. My status het verander, ek het 'n erfgenaam geword wat kan ontvang, wat Christus, die eie seun van God, vir my verdien het. Dit alles lê in daai een woord. Maar verkry deur genade die volle status van 'n volwasse seun. Nou, ek gee julle nou baie blootstelling aan gereformeerdes met Bavink. Louw-Nida is nie gereformeerd nie, en Kittel
was nou ook nie noodwendig gereformeerd nie, hulle was akademici, nee. Goed, so, maar Bavinck is gereformeerd. Hy was nou nie 'n dopper nie, maar hy was gereformeerd in die breë sin van die woord. Dis 'n baie ou dogmatiek. So, ek sou sê, dit dateer hier uit die 40er jare, miskien 50er jare, so dit is redelik oud. Bavinck beklemtoon dat ex agorazo, daai vrygekoop van die agora, meer as 'n bloot subjektiewe verandering van gesindheid in die mens uitbeeld. Dit is 'n objektiewe, regterlike, forensiese daad. Met ander woorde, dit is nie net ek voel beter nie, ek het werklik 'n statusverandering ondergaan, 'n regterlike, werklike statusverandering ondergaan. en daarom is dit tragies as jy in die moderne siening van wat heersend is onder Afrikaners as gevolg van die charismatiese teologie, wat so die klem op gevoel laat val, hulle mis eintlik die grootste gedeelte, deurdat hulle nie verstaan, dit is 'n werklike, regterlike daad en verandering wat plaasgevind het nie. Dis nie maar net ek voel dat ek het 'n kind van God geword nie. Goed, so, die mens het hom voorheen van nature onder die skuld en die toorn van God en die vloek van die wet bevind. Christus het homself onder die vloek van die nomos van die wet ingebring, en toe die vrykoping plaasgevind. Die ex agorazo beteken dat Christus gelowig is, wettiglik en effektief, uit hierdie regstatus van verdoemenis en slawerny vrygekoop het. Goed, die betaling van die losprys, Bavinck sluit aan by die klassieke mark- en regstaal wat Paulus hier gebruik in hierdie hoofstuk, en hy sê die losprys wat betaal word is nie geld of goedere nie, maar twee dinge, gehoorsaamheid en bloedstorting van Christus. Nou, gehoorsaamheid is 'n aktiewe daad en bloedstorting was 'n passiewe daad. Nou, passief in die sin van die Here Jesus moes toelaat dat dit aan hom gedoen word. En so dit is dit beklemtoon die omvang van die Here se offerwerk vir ons as gehoorsaamheid en bloedstorting. Dit is aktief en passief. Weereens baie groter as wat die meeste mense besef. Daar was 'n idee, dis baie interessant. Daar was 'n idee onder van die kerkvaders, en julle weet ek hou vir julle gedurig, gee ek julle bietjie blootstelling ook aan die kerkvaders, dat die losprys wat Christus moes betaal, moes hy aan die duiwel betaal om ons los te koop op ex agorazo, om ons los te koop, en dat die prys betaal moes word aan die duiwel. En tereg sê Bavinck, dit kan nie wees nie. Die duiwel is nie ons groot probleem nie, nie binne hierdie konteks nie. Die groot probleem is die geregtigheid van God. Die geregtigheid van God vereis dat daar 'n volledige betaling gedoen moet word. So, die losprys word aan die geregtigheid van God betaal. Dit moet aan voldoen word. Ek sê altyd vir mense wat die hel so verskriklik maak, as jy nou dink dat dit is die duiwel wat die hel so verskriklik maak, het jy dit verkeerd. Dit is eintlik God of die afwesigheid van God in die hel wat die hel so verskriklik maak. Jy moet jou baie meer bekommer oor die toorn van God oor die sonde as oor die duiwel. God is in sy toorn die almagtige God. Die duiwel is nie die almagtige nie. So ek dink julle verstaan wat ek sê, en dit is in lyn hiermee wat Bavinck inderdaad sê, die kerkvaders of sommige van die kerkvaders het hierdie punt verkeerd gehad. God se heilige wet en geregtigheid eis dat die sonde gestraf word. Christus voldoen volkome aan die eise in ons plek. Nou goed, Bavinck wys op die twee kante van ex agorazo, die negatief, bevryding Christus,
het ons vrygekoop van die vloek van die wet, deur self 'n vloek vir ons te word. Dit is Galasiërs 3 vers 13, dis die plaasbekledende werk van Christus. Christus bring homself onder die vloek van die wet. Die wet se veroordelende aanspraak op die sondaar is daardeur tot niet gemaak. Die wet kan ons nie meer veroordeel nie, en julle weet Paulus gebruik ook hierdie redenasie in Romeine. Positief, so daar's hierdie twee aspekte aan ex agora so. Die negatief het ons nou gehad as die bevryding van die vloek, die positief is die aanneming tot kinders. Die doel van die vrykoping onder die wet uit, is dat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Soos wat Paulus dit beskryf in, dat ons word die kinders van God wat erfgename is. Ons word nie net vrygelate slawe nie, maar regmatige erfgename van God. God doen nooit halwe werk nie, hy voltooi sy werk. En al daai goed het ons klaar gehad. Ek dink, ja, dit het ons klaar gehad. Dan kom Paulus en hy skryf verder, ons sal nou 'n bietjie 'n vraag hanteer, hy skryf verder om ons, vers 5, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Nou, die Griekse woorde, wat die Heilige Gees in ons uitroep, of daai woorde, en roep hy uit, krazon. 'n Krazon is om 'n luide, kragtige, onwillekeurige of dringende roep te gee, volgens Lou en Naida. Nou, Kittel sê, dat krazon, moet ons verstaan in Bybelse konteks, is krazo nie sommer 'n gewone praatjie nie, net bietjie, net sit en praat met mekaar nie, maar 'n emosionele, geesgedrewe uiting van diep nood of geloofsjubel. Nou, in hierdie geval nie van diep nood nie, maar eerder van geloof nie. En 'n jubelende geloof, as ons sê, Abba, dit is die Gees wat kragtig deur die gelowige se eie stem roep. Nou die woord Abba is nie 'n Griekse woord nie. Alhoewel dit is hier in Grieks geskryf nie, oorspronklik, dit is soos die woord paradys. Die woord paradys is eintlik 'n Persiese woord. En as jy nie geweet het nie, net so sydelingse opmerking, die woord paradys kom natuurlik nie in die Ou Testament voor nie. Dit kom, as ek reg onthou, net 3 keer voor. Ek is nie seker van die 3 keer, ek is nie seker, maar ek is redelik seker is 3 keer in die Nuwe Testament voor. En dis 'n Persiese woord, wat dan ook in Grieks vertaal is. En hierdie is soortgelyk. Abba is 'n Hebreëse woord, wat, of eintlik 'n Arameese woord, en Aramees is dit, kan ons sê, soos 'n dialek van Hebreëus, wat in Grieks vertaal is. Nou dis hierdie, wat mense vir God papi sê, want Ab, net daai 2 eerste letters, Ab is pa, of vader, so Abba is papi, maar dit is nie wat die Bybel probeer nie hier vir ons sê, ons kan nou maar vir God papi sê nie. Dit, ek dink, dat daar moet respek wees vir God. Paulus gebruik hierdie begrip op 'n spesifieke manier, binne 'n spesifieke konteks, en wat hy daardeur probeer sê is, daar het 'n grensverskuiwing plaasgevind, soos wat ons nou gesien het. Ons het gegaan van slawe na kinders, en in daardie verhouding is daar 'n bepaalde vrymoedigheid, is daar 'n openheid, en hierdie woord symboliseer dit. Ek gaan beslis nie vir my hemelse Vader papi sê nie. Ek het vrymoedigheid in my verhouding met my hemelse Vader,
maar ek respekteer ook my hemelse Vader, en ek het genoeg gesonde verstand om die goed te kan lees en te verstaan wat die konteks is waarbinne die apostel dit gebruik en bedoel, en dat dit nie vir my 'n vrypas is om vir my hemelse Vader so te sê nie. Ek is nie gemaklik daarmee nie. So ek dink jy hoor wat ek sê, Aramees, dis die Aramees vir Vader, en dis 'n baie intieme manier van praat. Oorspronklik sê Kittel die alledaagse huistaal van 'n Joodse kind. Jesus het hierdie woord op 'n unieke manier gebruik om sy intieme verhouding met God uit te druk. En ja, ek het 'n verhouding met my Vader, maar ek het nie dieselfde verhouding met my Vader as wat die tweede persoon van die drie-eenheid, wat die Seun van God met sy Vader het nie, wat ook my Vader is nie. En daarom is daar 'n mate van, ek respekteer daai verhouding tussen my hemelse Vader en sy Seun. Dat die Gees heidene lei om Abba te roep, bewys dat hulle in dieselfde seunsverhouding met die Vader opgeneem is. Dit bly 'n besondere gebeurtenis, dit bly vir 'n mens iets geweldig om te dink dat ons vir God ons Vader kan noem. So, Bavinck sê dat Krazon en Abba in Galasiërs fundamentele bewys van die getuienis van die Heilige Gees is. Hy verbind dit, Paulus verbind dit aan die werk van die Heilige Gees. Die getuieniswerk, die testimonium spiritus sancti, is die getuieniswerk van die Gees van heiligheid. Dis maar net Latyn. So dit is die objektiewe reg teenoor die subjektiewe belewing, dis belewing, moet dit nog reg maak, dis nie belewe, vir Bavinck verander Christus ons regsposisie objektief, soos wat ek al verduidelik het, maar die Gees word uitgestuur om hierdie nuwe status subjektief in die hart te laat realiseer. So aan die een kant, kom ek verduidelik het so, die Here Jesus het dit nou laat gebeur, maar die werklikheid daarvan moet in elkeen van ons se lewe deurbreek. Die Here Jesus maak ons seuns en dogters van ons Vader, maar die werklikheid van hierdie kind wees van ons Vader moet in elke mens se lewe gebeur. En dit is waar die Heilige Gees inkom. Sonder die werking van die Heilige Gees gebeur dit nie in 'n mens se lewe nie. En daarom laat die Heilige Gees ons uitroep, sê Paulus, Abba, wat beteken dan nou Vader of papi of Vader. Die roepstem Krazon is die subjektiewe toeëiening van die objektiewe kunskap. So dis eintlik die duidelike bewys daarvan wanneer ek en jy bid hier op aarde, Vader, ons Vader wat in die hemel is, dan is dit reeds 'n belydenis van ek glo dat ek het verander van vyhandige slaaf na kind van God. Dis al klaar 'n baie sterk belydenis. So Bavinck wys daarop dat geloof en die sekerheid van saligheid nie 'n koue verstandelike afleiding is nie. Daar is ook 'n hart daarin, dit is ook 'n belewenis. Die woord krazon, dis daai woord vir 'n sterk uitroep, toon aan dat die Gees 'n onmiddellike, kragtige en emosionele oortuiging in die hart werk. Dit is 'n spontane uitroep wat deur die Gees geïnspireer word, veral in tye van geloofstryd, nood of aanbidding. Goed, voor die wedergeboorte en die aanneming benader die mens God met slaafse vrees. En in 'n sekere sin was dit juist die probleem wat Paulus probeer bekamp het, daar in Galasië. Daai mense moes nog groei in daardie oop vader-kind verhouding, en nou kom daar mense wat hulle weer wil terugbring onder die wet in en daardie slaafverhouding.
Bavinck beklemtoon dat die gebruik van Abba wys op die herstel van die kinderlike vertroue. Dit is die gees wat die slaafse angs verdryf en die gelowige die vrymoedigheid gee om God as 'n liefdevolle Vader te nader, presies soos wat ons Here Jesus gedoen het. En dan wat vir my baie mooi is, in Galasiërs 4 stuur die Vader die Seun om die kunskap te verwerf en die Seun hy stuur die Gees en sy Seun, maar ek sou dalk hier eerder wou sê, en hy en sy Seun stuur die Gees van sy Seun in die harte om hierdie kunskap te laat roep, Abba. Vir Bavinck is Krazon Abba die bewys dat die volle drie-eenheid betrokke is by die gelowige se sekerheid. Die Vader beplan, die Seun verdien en die Gees roep dit uit in ons harte. Goed, daai kultuurhistoriese agtergrond het ons gedoen. Goed, wat sê die kerkvaders? Ons kyk hier na Irenaeus van Lyon. Hy sê die Seun van God het die Seun van die mens geword, sodat die mens die Seun van God kan word. Die Seun van God het die Seun van die mens geword. Julle sal weet, dis 'n manier waarop na die Here Jesus in die Nuwe Testament verwys word. Twee maniere, as die Seun van God en die Seun van die mens, sodat ons die seuns en die dogters van God kan word. Hy het hom onder die wet gestel om die mensdom uit die greep van die wet te herstel. Baie mooi. Ek dink dit is verstaanbaar, mens moet dit maar net bietjie stadig lees. So dit is Irenaeus van Lyon, en dan Athanasius van Alexandrië, ook 'n baie bekende kerkvader. Christus het ons menslike natuur aangeneem, hy het werklik mos 'n mens geword, sodat hy ons goddelike kunskap kon skenk. Die roep van Abba is die bewys dat die onsterflike in ons harte woon. En met die onsterflike word natuurlik dan die Heilige Gees bedoel. So, wanneer 'n mens bid, my Vader wat in die hemel is, of ons Vader wat in die hemel is dit die bewys ook, en behoort 'n mens dit ook vir jouself te sê, dat die Gees van God woon in my, natuurlik mits jy opreg bid. Nou goed, wat sê die reformatore? Nou onthou nou tussen Irenaeus en Athanasius, en die volgende klompie lê ongeveer 1000 jaar, nee. So, hulle was bietjie nader aan die Nuwe Testament, en dan kom mense soos Luther, en Calvin, en ek dink ek het John Knox ook hier vanaand, en hulle het mense soos Augustinus, Irenaeus, Athanasius, Origenes, hulle het hulle gelees. Dit was die boeke wat hulle gehad het. Nou goed, Martin Luther sê, die Gees roep nie met 'n fluistering van twyfel nie. Hy het daarom 'n manier om 'n ding te sê, maar met 'n kragtige roep. Krazo is presies wat die woord krazo in die Grieks beteken, 'n kragtige luide roep van Abba, Vader, wanneer die gewete deur die wet aangekla word. Hierdie roep van die Gees oorwin alle vrees vir die oordeel. En Martin Luther het dit geken, hy het geweldig geworstel met sy gewete en skuldgevoelens, en toe die evangelie by hom werklik deurbreek, was dit vir hom 'n intense verligting. En 'n mens hoor dit hier, in dit wat hy hier skryf, as 'n mens 'n bietjie 'n biografie oor Martin Luther lees, en jy weet dit, dan kan jy so Martin Luther sien in hierdie woorde. Nou, Calvin skryf, Christus het homself onder die wet gestel, presies wat Paulus dan ook gesê het, om ons van die wet se vloek en tirannie te bevry. So, met tirannie bedoel hy die oorheersing, die geweldige drukkende oorheersing. Die Gees van aanneming gee ons die vrymoedigheid om God nie as 'n streng regter te nader nie, maar as 'n liefdevolle Vader. Aan die woorde, hier het nou 'n groot ding gebeur, nee. Ons het gegaan, ons
as God vir ons nog 'n regter was, as die bema vir ons 'n regterstoel was wat vir ons wag, dan het ons rede gehad om bang te wees om dood te gaan, want dan wil jy wegvlug. Maar die groot verandering wat gebeur tussen die regterstoel en die liefdevolle stoel van ons Vader, is dat Christus het gebeur. En daarom is dit nie meer vrees nie. Daar het verligting gekom. So Calvin sê, ons nader nie meer 'n streng regter nie. God is nou vir ons 'n liefdevolle Vader. Baie mooi. Calvin, een van sy bekendste studente, is natuurlik die Skotse hervormer John Knox, en hy sê die getuienis van die Heilige Gees in ons harte is nie 'n menslike verbeelding nie. Dis nie iets menslik met ander woorde nie, ek verbeel my nie iets nie. Dit is die koninklike seël op ons adopsie, op ons aanneming, wat ons verseker dat geen tirannie van die sonde ons van ons hemelse erfenis kan ontneem nie. So, vir my beklemtoon al drie van hulle, maar veral ook John Knox, die sekerheid, wat daardie werk van die Heilige Gees in ons is, wanneer ons God as ons Vader sien, en as ons Vader aanspreek. Nou goed, kom ons kyk gou na hierdie vraag, ons het nog 'n bietjie tyd. Hoe verander die wete dat jy God as Abba of Vader mag aanspreek, jou daaglikse gebedslewe wanneer jy misluk het? Hoe verander die wete dat jy God as Abba Vader mag aanspreek, jou daaglikse gebedslewe wanneer jy misluk het? Ek sal begin. Vir my bring dit in die eerste plek 'n vrymoedigheid. Ek hoef dit nie wat ek gedoen het of waar ek misluk het vir my Vader weg te steek nie. Ek hoef dit nie op 'n manier te probeer stel aan hom om dit beter te laat klink as wat dit is nie, of wat gebeur het nie, of waar ek misluk het nie. Ek kan werklik oop en eerlik met hom wees, want ek weet ook dat hy weet wat ek gedoen het, hy sien wat ek gedoen het, hy het gehoor wat ek gedoen het of waarin ek misluk het. Hy kan selfs die bedoeling van my hart sien en weet, ek kan onmoontlik met enige stories of leuns by hom kom. Maar aan die ander kant, die feit dat hy my Vader is, beteken ook, ek verwag nie verwerping nie. Ek verwag nie 'n harde woord nie. Ek verwag nie 'n skerp kyk nie. Ek hoef nie weg te hardloop nie. Ek hoef nie eers iets te gaan doen om dit reg te maak nie. Ek kan eerlik met hom wees. Dis wat dit vir my onder andere beteken, maar kom ek hoor by julle, hoe dink julle? Wat beteken dit? Hoe verander die wete dat jy God as Vader mag aanspreek, jou daaglikse gebedslewe wanneer jy misluk het? Is daar enige een van julle wat daar sê ja, of Anja? Hallo Tommy. Hallo Anja. Ja, ek stem heeltemal saam. Dit is met wat jy gesê het oor hoe dit jou gebedslewe verander. Dis die vrymoedigheid wat 'n mens het. Wat ek raak gelees het is wat Luther gesê het en ek wil dit graag ook deel. Hy het gesê, laat die wet, die sonde en die duiwel teen ons uitroep, totdat hulle geskreeu hemel en aarde vul. Die Gees van God oortref hulle almal met sy uitroep. Ons swak gekerm, Abba Vader, word gouer deur God gehoor as die hele geraas van die hel, die sonde en die wet saam. Dis baie mooi. Dit was baie mooi gestel. Dit is Luther daai, nee. Kyk, jy weet, eintlik moet ek vir julle sê, so lief is wat ek vir Calvin is, nee, het Luther 'n besondere manier om hierdie goed te sê, nee, dat 'n gewone ou dit kan verstaan. Ek hoop julle almal verstaan dit, wat ek so sê, want dit is net besonders.
Ja, die hel kan raas soos hy wil teen my. Maar dis hoekom dit so besonder is as 'n mens begin met die woorde my Vader wat in die hemel is. En dis hoekom dit so tragies ook is, nê. As mense nie so begin as hulle bid nie. As hulle byvoorbeeld begin met liewe Jesus. Dit openbaar 'n totale wanbegrip van Galasiërs 4, as jy so bid. Ja, dankie vir daai een. Is daar nog enige iemand wat iets hier wil bydra? Hoe dit jou verander, hoe dit jou lewe raak? Dat jy God as Vader mag aanspreek. Goed. Gaan dink hieroor. Daar is nou ongelukkig te min tyd om met vers 8 tot 11 te begin. Ek sal dan as die Here wil, sal ons by die volgende geleentheid daarby uitkom. Ek dink dat ek moet dalk net hier vir julle sê dat ek het volgende week het ek nie Bybelstudie nie. So ons sal dit net 'n bietjie moet laat oorstaan as die Here wil, maar dit sal maar weer op die gewone tyd wees soos altyd. Ek is dit gebeur maar ongelukkig so van tyd tot tyd dat ek ook ander dinge moet doen en dan kan ek nie die Bybelstudie aanbied nie. Maar ons gaan weer daarby kom as die Here wil. Baie dankie dat julle vanaand ingeskakel het en ek sluit vir ons af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, dit is baie besonder om vir U te kan sê Vader. Dit sê so baie, dit sê daar het so groot verandering in ons almal se lewe plaasgevind. U het deur U seun ons op die slawemark losgekoop en die seun het deur sy aktiewe en sy passiewe verlossing ons vrygemaak en ons oorgedra in U huis in. En ons het 'n totale verandering ondergaan. Die skuld en die probleme van die verlede is nie meer 'n probleem nie. Dit is uitgewis en ons het erfgename geword. Dit is so 'n ryk gedagte, so 'n ryk taal en ons is dankbaar dat ons dit kon hoor, dat ons dit kon ontvang, dat ons dit kan verstaan en dat ons vanuit hierdie wete en sekerheid kan gaan leef. En ons eer U en ons dank U dat U dit alles gedoen het en dit alles laat gebeur het. Want vir ons wat daar geketting gestaan het in ons sonde en in ons elende, was dit totaal onmoontlik dat al hierdie dinge kon gebeur. As U dit nie gewil het en as U dit nie laat gebeur het op die tyd wat U bepaal het en wat U beplan het nie. En ons loof en dankie daarvoor. Baie dankie Here vir ons Bybelstudie. Seën elke gelowige wat deel is van hierdie Bybelstudie. En ons vra dit van U in U seun se naam. Amen. Nou ja, ek wil vir julle almal 'n mooi aand toebid en baie seën vir julle.